Daar is weer eens 'n groot voorreg om 'n bietjie by hierdie wonderlike brief van Paulus te kan stilstaan. Nou, ons is besig met hoofstuk 2 en soos julle gesien het verlede week, nie 2 weke terug, dat daai eerste 12 verse van hoofstuk 2 praat Paulus meerendeels oor hoe dat hulle optrede was terwyl hulle by die Tessalonisense opgetree het, hoe dat hulle motiewe was reg, hulle het op 'n regte manier gepraat, hulle het geen bybedoelings gehad nie. En ons gaan nou daarmee verder en ons het die eerste 4 verse gedoen en ons gaan nou by vers 5 begin. Nou, as jy kyk van vers 5 tot by vers 7b, is daar weer 'n tweede groep, as julle gesien het, nie maar teenstellings, waar Paulus sê, ons was nie so nie, maar ons was so. Ons kyk daarna, die eerste een, hy sê, ons het ons nooit met vleitaal opgehou nie. Soos julle weet, sê hy dan, die tweede ontkenning is 5b, ook nie met valse motiewe van inhaligheid nie. God is ons getuie. Die derde ontkenning, vers 6, het ons ook nie die eer van mense gesoek nie, doch van julle, nog van ander. Vers 7a, alhoewel ons as apostels van Christus eise kon stel, het ons nie eise gestel nie. Dis wat Paulus hierso dan onder hulle aandag bring. Nou kom hy, dan sê hy die tweede gedeelte van vers 7 is eintlik 'n gedeelte wat mens op die oog af lyk eintlik nie of dit kan reg wees nie, want ek meen, hy's 'n apostel en hy sê maar ons het soos klein kindertjies in julle midde geword. So ons sal nou daarna kyk na hierdie paar verse en ek glo dat die Here ook vir ons hier iets gaan leer as ons daarna kyk. As ons kyk na die eerste ontkenning in vers 5, dan sê hy, want ons het ons nooit met vleitel opgehou nie. As jy dit direk uit die Grieks vertaal, dan is dit 'n woord van vleiery. Hulle het dit nooit hulle daarmee opgehou nie. Want ons het nooit deur vleitaal opgetree nie, so vertaal die ASV dit. Nou, alhoewel die Griekse term wat hier gebruik word vir vleiery net hier in die Nuwe Testament voorkom, kan die betekenis van hierdie woord maklik onderskei word van sy gebruik in die antieke wêreld. Onthou net in die antieke wêreld, dit was 'n gewone wêreld behalwe die Nuwe Testament en hierdie woorde is daar ook gebruik. Nou, ons gaan kyk na 'n paar ouens wat iets daaroor gesê het. Daar was 'n Griekse filosoof met die naam Theophrastus en hy het vleiery gedefinieer as a shameful business but profitable for the flatterer. En dan sluit hy sy bespreking af met, you will see the flatterer say and do all things that he hopes will ingratiate him, dat om bemind te maak. Met ander woorde, die doel van vleitaal is om vir jouself, dit gaan nie oor die persone waarmee jy praat nie, dit gaan spesifiek oor jouself, om vir jouself daardeur op een of ander manier daaruit voordeel te trek. Aristoteles het gesê dat die persoon whose goal is to make people happy in order to profit in money or in goods which can be bought with money, he is the flatterer. So dis wat Aristoteles gesê het. Philo, die Hellenistiese Joodse filosoof, het flattery saam met trickery, deceitfulness en false speaking gegroepeer. Die gebruik van hierdie Griekse woord deur Paulus is die bepalende faktor dat hy nie na Thessalonika
met 'n woord van vleiery gekom het nie. Die boodskap wat hy gebring het, was nie bedrieglike woorde. Jy sien baie maal, as jy met vleitaal ophou, is dit bedrieglike woorde. Dis nie woorde wat werklik waar krag dra nie. Dit is 'n woorde vol leë beloftes, waarmee hy sy hoorders op 'n sluwe manier probeer oortuig het om die evangelie te aanvaar. So dis wat Paulus baie duidelik wil maak. Hy sê, baie ouens gaan met vleitaal om, maar ons het dit nie gedoen nie. Want ons het nie probeer om julle op 'n verkeerde manier, op 'n sluwe manier in die evangelie te laat glo nie. So baie belangrik om daarop te let. Hy maak homself so duidelik en volg dit dan op met soos julle weet. Met ander woorde, die Christene in Thessalonika het die verskil gesien tussen Paulus hulle en ander reisende predikers of sprekers wat vleitaal gebruik het om volgelinge vir finansiële gewin te wen. Daar was baie sprekers wat opgetree daai tyd. Nie net predikers nie. Daar was onder die predikers wat partymal ook waar Paulus praat van valse profete, valse broers, maar daar was ook ander sprekers en wat baie maal hulle platform gebruik het om vir hulle self daardeur te bevoordeel. Hulle het eerstehandse ondervinding gehad, hierdie Thessalonisenses, hoe Paulus die evangelie met vrymoedigheid te midde van vervolging gepreek het. Hulle was terdee bewus van hierdie vervolging wat Paulus hulle ondervind het, nie net by hulle nie, maar ook in Filippi, waar hy gewees het voordat hy in Thessalonika gekom het. So, ek meen, as Paulus het hierdie evangelie verkondig, omdat hy absoluut oortuig was vir die krag daarvan. Ek meen, hy skryf vir die Romeine, hy sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. So, dis waarom dit vir Paulus gegaan het. Dit die krag van die evangelie, Jesus wat gesterf het, sy opstanding, dit was sy dryfveer, nie allerhande verkeerde motiewe en wat hy dan vleitaal gebruik het om hierdie motiewe te bereik nie. Nou as ons kom nou by die ontkenning, die tweede deel van vers 5, dan sê hy, ons het ons ook nie opgehou met valse motiewe van inhaligheid nie. Die tweede van hierdie 3 ontkennings gaan oor Paulus hulle se innerlike motiewe met hulle besoek aan Thessalonika, wanneer hy konstateer dat hulle motief nie inhaligheid of gierigheid was. Jy sien, hier kom Paulus en nou, hy praat in die eerste plek, praat hy van die vleitaal wat mense gebruik het, om hulle eie doeleindes te bereik, en hier gaan hy nou, en nou kom hy nou, praat hy, wat was van hierdie ouens se innerlike dryfveer, was baie maal gierigheid. En Paulus sê, ons het die evangelie nie verkondig, omdat ons gierig was nie, of inhalig was nie. Dit is geen verrassing, dat Paulus inhaligheid of gierigheid hier vermeld nie, want gierigheid en vleiery loop dikwels hand aan hand. 2, omdat jy gierig is, gebruik jy vleitaal om vir jouself finansiële voordeel daaruit te laat kry. So die 2 loop aan hand aan hand. Die Griekse woord wat hier gebruik word en wat met gierigheid vertaal word, kom van 2 woorde wat beteken meer en om te hê. Met ander woorde, dit gaan om meer te hê, meer te ontvang. Dis waarom dit gaan. Dit is 'n selfsugtige begeerte om net meer en meer te hê en bereik nooit 'n versadigingspunt nie. Het julle geweet, goed soos hebsug, gierigheid en daai tipe van goed bereik nooit 'n versadigingspunt nie. Ek weet nie of julle, daar was ons eentyd so 'n storieetjie oor Mr. Scrooge, onthou julle dit? Die ou wat
wat so verskriklik baie geld gehad het en hy wou net meer en meer en meer en meer gehad het en dit was vir hom lekker as hy al hierdie verskriklike klomp geld en hierdie skatte sien. Met ander woorde, dis iets wat nooit 'n versadigingspunt bereik nie. En jy kan dit eintlik oor enige ding wat ons onder sonde beskou, is goed wat dit bring nooit innerlike vrede nie. Dus dit dryf jou altyd vir meer en meer. Gierigheid moet egter nie net beperk word tot selfsugtige begeertes na meer en meer geld nie, maar na die alles oorheersende begeerte om enigiets te verkry wat jy nie alreeds het nie en ook na meer en meer van dit wat jy reeds besit. Soos ek nou gesê het, daar is geen versadigingsbesit nie. Jy dit wat jy graag wil hê of dit wat jy al klaar het, maar jy wil net meer en meer daarvan hê. Die woord wat daar gebruik word, kan ook op seksuele immoraliteit dui. Efesiërs 4 vers 9 kom dit voor. Maar uit die konteks van 1 Tessalonisense 2 vers 5 is dit sekerlik gierigheid, want reisende predikers van daardie tyd was daarvan beskuldig dat hulle dit net doen vir die finansiële voordeel wat hulle daaruit gekry het. So is 'n geweldige aanklag as dit jou beweegrede is waarom jy die evangelie verkondig. Paulus maak dit duidelik dat dit nie hulle motief was nie. Hulle het dit ook in sy afskeidsboodskap en die ouderlinge van Efese duidelik gemaak dat hy niemand se silwer of goud of klere begeer nie. Handelinge 20 vers 33. Aangesien die tweede ontkenning oor 'n innerlike motief gaan wat vir Christene in Tessalonika nie op die oog af duidelik is. Onthou net, dis iets wat binne is. Dinge soos jaloesie, gierigheid, hebsug wat daarmee saamgaan, al hierdie verkeerde slegte begeertes. Jy kan dit in jou ronddra sonder dat ander mense daarvan bewus is. Verstaan jy, want dit is die motiewe wat jou dryf. So hy praat en Paulus sê dan, hulle kon dit nie op die oog af duidelik sien nie. Daarom maak Paulus op 'n beroep op die enigste een wat kennis dra van hulle innerlike motiewe en daaroor 'n oordeel kan uitspreek en hy sê God is ons getuie. In 'n woorde, hy sê vir hierdie ouens, luister mense, toe ek by julle was, my motiewe was baie suiwer en God is die getuie daarvan. Die gebruik om 'n beroep op God as 'n getuie te maak kom in die Ou Testament al voor. Job 16 vers 19, Psalm 89 vers 38. Paulus maak selde 'n beroep op God as getuie in sy briewe. Maar 'n paar plekke, Romeine 1 vers 9, 2 Korintiërs 1 vers 23, Filippense 1 vers 8. In hierdie gedeelte doen hy dit tweemaal. Hier in 2 vers 5 en dan ook later in hoofstuk 2 vers 10. Hierdie beroep op God as getuie, saam met die feit dat hulle deur God gekeur is, volgens 2 vers 4, is opvallend en ondersteun die aanname dat Paulus waarlik homself in hierdie gedeelte verdedig. So dit is waaroor hierdie gedeelte gaan. Paulus praat hier en hy vertel hoe hulle optrede tussen hierdie mense was. En hy maak dit ook duidelik, soos wat ons 2 weke terug gesien het, dat daar was heel waarskynlik die aanklagte nie soseer van die gemeente self kom nie, maar meer van mense buite die gemeente. En nou wil Paulus vir hulle duidelik maak, luister, maak nie saak wat die aanklag is nie, dis alles vals. Ons motiewe met julle was baie opreg en dit was rein gewees en ons roep God om daarvan 'n getuie te wees. So geweldig.
as jy God roep as 'n getuie, né? Beskoon tog. Dan kom ons by die derde ontkenning. Die derde van hierdie 3 ontkennings verwerp enige gedagte dat Paulus hulle se bediening in Thessalonika gemotiveer was deur selfsugtige begeertes en na enige menslike eer. Hier kom nou nog 'n ding na vore, dat jy kan optree omdat jy menslike eer soek. Ek meen dit was een van die aanklagte wat Jesus teen die Fariseërs gehad het. Hy het vir hulle gesê, julle doen lang gebeure in die publiek om deur die mense gesien te word. Julle doen allerhande liefdadigheidswerk om deur mense gesien te word. Dit julle motief was met ander woorde nie om iemand te help of om die Here daardeur te vereer nie. Julle motief het gegaan oor menslike eer. En hier in hierdie gedeelte maak Paulus het baie duidelik dat hulle nie die eer van mense gesoek nie. Hy sê dit dan ook in vers 6. Ook het ons nie die eer van mense gesoek nie, nog van julle, nie van julle Thessalonisense nie, en ook nie van ander nie. Die Griekse woord doxa wat hier gebruik word meer deur Paulus as enige ander Bybelse skrywer gebruik. Hy gebruik dit dan en hy gebruik dit baie. Nou, dit het egter nie sy normale Nuwe Testamentiese betekenis van heerlikheid of dan Engels glory. Die woord doxa beteken heerlikheid of glory, maar in hierdie konteks beteken dit nie. Hy gaan in 2 vers 12 beteken dit, maar die algemene sekulêre betekenis van roem, erkenning, bekendheid, eer en prestige. Die ontkenning vir die soeke van enige menslike eer loop hand aan hand met die optrede uit gierigheid, want dit is 'n ander onopregte motief wat oor die algemeen aan reisende predikers toegeskryf is. Die skakel tussen finansiële wins en menslike eer word deur die Griekse orator Dio Chrysostomos uitgedruk wanneer hy valse filosowe identifiseer as diegene wat redevoerings lewer vir their own profit and glory. In Paulus se wêreld waar publieke redevoering as 'n baie belangrike kompeterende sport gesien is. Ek meen dit was een van die dinge. Orators het groot gehore getrek en dan het hulle speeches gelewer en dan was hulle daaroor beoordeel of dit goed of sleg was en mense het eenvoudig in daardie tyd daarvan gehou om na sulke mense te kom luister. En baie het dit dan gedoen vir hierdie menslike eer wat hulle daar uit gekry het. Ek meen baie van hierdie suksesvolle orators en wysgeere was so supersterre behandel. En dat menslike eer was dan 'n groot genoeg versoeking, selfs sonder enige finansiële wins. Met ander woorde, hierdie ouens, daai menslike eer, het baie maal vir hulle so groot rol in hulle lewe gespeel, as hulle net daai eer kon kry, dat al het dit nie gepaard gegaan met finansiële wins nie, was dit vir hulle nog genoeg. So Paulus sê dit baie duidelik, dit is nie waarom hulle met die Thessalonisenses gepraat het nie, om menslike eer te soek nie. Die Griekse filosoof Plutarchus praat byvoorbeeld van diegene wat nie bloot net deur geldelike voordele gemotiveer is nie, maar ook deur publieke eer. Dio Chrysostomos, waarna ek nou verwys het, hy verwys met minagting na die eersoekende wysgeere en noem hulle
gorgeous peacocks, lifted up high on the wings of glory, and their disciples. So hy praat van hulle as poue, wat hulle word opgelig deur die eer van hulle navolgers, en hy praat eintlik met minagting van hulle. Paulus maak dit duidelik, dat hulle nie na mense eer gesoek het, of selfs dit vereis het nie. Die gedagte wat in die derde ontkenning dus daar voorkom, is dat Paulus hulle nie eer vereis nie. Nie van die Christene in Thessalonika, nog van julle, of van Christene in ander plekke nie, nog van ander. Hoewel hulle as apostels van Christus sulke eise kon stel. Dit sê hy dan duidelik hier in 2 vers 7. Hulle kon dit gestel het, want hulle was apostels. Maar hulle het dit nie gedoen nie. Hy sê nie dat hulle nie eer van iemand ontvang het, of dat hulle nie die reg het om dit te ontvang nie, maar wel dat hulle nie op 'n selfsugtige manier sulke menslike eer vereis het nie. So daar was seker mense wat hulle geëer het, gesê het, joh, julle praat goed of wat ook al, maar hulle het nie daarom gegaan nie. Ek meen, ek het nou nog die boek hier, daar was eintyd sulke boekies wat, dit was 'n preek wat gepreek is, dan hulle het 'n boekvorm gesit. En een van die boekies wat ek het, het Bob Mumford gepreek. En hy het gepreek oor die gedagte how to handle God's glory. En toe het hy vertel, as mense byvoorbeeld, en hy praat nou van 'n prediker, as mense na jou toe kom en sê, jou preek was goed, of het baie vir my beteken, of wat ook al, dan moet jy sê dankie. En wat jy dan doen, hy sê dan as jy vanaand of wat ook al met die Here praat, dan kom jy, dan gee jy al daai eer vir die Here. Dan sê Here, toe daai ou vir my dankie gesê het, ek bring daai eer na u toe. Toe daai ou, ek vir daai ou iets kom beteken, is maar in ons daaglikse lewe ook. As mense dalk, jy doen dalk iets, en mense besing jou, of wat ook al, sê dankie, baie dankie, ek waardeer dit. Maar dan vat dit en gee dit vir die Here. En dit is hoe jy dan sorg dat hy eer, kom ons sê, nie na jou kop toe gaan nie. Ons sê ons baie maal, daai ou se posisie het na sy kop toe gegaan. Of vandat hy nou dit is hy nie meer dieselfde nie. En alles wat daarmee saamgaan. En een van die maniere wat jy dit kan hanteer, is om daai eer dan vir die Here te gee. En ek glo dit is wat Paulus hulle geleef het. Dit het gegaan oor die eer van die Here. Dis ook belangrik om daarop te let dat Paulus hulle nie die eer van mense soek nie, maar in teenstelling daarmee die eer wat van God afkom, soos wat hy dit duidelik maak in vers 4. So praat ons ook nie om mense tevrede te stel nie, maar God, hy wat ons harte toets. So hier kom nou Paulus se groot beweegrede. Hy het 'n alles oorheersende begeerte in sy hart gehad om die Here se naam te eer en dat die Here se naam deur sy optrede verheerlik sal word. Ek weet as ons kyk na die Here Jesus, dan sê hy in Johannes 5 vers 41 en vers 44, ek ontvang nie die eer van mense nie. Hoe kan julle glo terwyl julle eer van ander ontvang, maar die eer van die enigste God soek julle nie? Sien Jesus terwyl hy op aarde was in menslike gedaante, het sy hele lewe gedraai om eer na sy Vader toe te bring. Daar is ook geen spanning tussen wat Paulus hier sê en in Hoofstuk 2 vers 20 waar hy konstateer dat Christene in Thessalonika hulle eer en vreugde is voor ons Here Jesus by sy koms. Met ander woorde, hy sê dat hierdie gemeente is hulle eer. Dit gaan nie, want hy sê en ons vreugde. Ons is so bly wat die Here vir julle gedoen het. Ons is so dankbaar en dit is vir ons is dankbaar vir julle. So dit gaan nie oor self nie, dit gaan altyd
dan ook hier oor iemand anders, maar die hoofdoel, dit gaan oor die Here. Dan kom ons dan nou by vers 7. Hy sê vers 8, alhoewel ons as apostels van Christus eise kon stel, dit is die eerste maal wat die woord apostel in die Nuwe Testament voorkom. Onthou net by die inleiding vir julle gesê dat 1 Tessalonisense is die eerste brief wat Paulus geskryf het. Dis al die eerste maal wat die woord in die Nuwe Testament voorkom en heel waarskynlik praat Paulus hier van homself en Silas en dit is te betwyfel of Timoteus hierby ingesluit. Onthou net, hierdie brief is geskryf, dit sê van Paulus en Silas en Timoteus. Maar as ons kyk in 2 Korintiërs 1 vers 1 sê Paulus byvoorbeeld, Paulus, apostel van Christus Jesus, deur die wil van God en die broer Timoteus. Vergelyk ook Kolossense 1 vers 1 en Filemon 1 vers 1. Dus so met ander woorde wat Paulus eintlik hiermal wat ons hier uit kan aflei, is dat Timoteus, hoewel hy 'n medewerker van Paulus was dalk nie ook as 'n apostel gereken nie. Nie soos Paulus en Silas nie. So dis maar net so vir die interessantheid. Hoe dit ook al sy, bring Paulus dit onder die gemeente se aandag dat hulle nie van hulle apostoliese gesag gebruik gemaak het terwyl hulle by hulle was nie en ook nie nou met die skryf van hierdie brief nie. Paulus maak dit duidelik, mense, ek het nie van daardie reg amper gebruik gemaak, want ek was 'n nederige diensknegt net van die Here. Het is baie interessant dat Paulus baie van sy briewe dan skryf hy vir hulle dat hy se doulos, 'n slaaf van Christus, alles sy apostel. Nou in vers B van vers 7, hier kom ons by daai interessante ding waar hy sê, maar ons het klein kindertjies in julle midde geword. Nadat Paulus die punt gemaak het dat hulle nie hulle gewig rondgegooi het nie, eindig hy hierdie sin met beeldspraak wat op die oog af ongehoord lyk. Vir apostels om soos klein kindertjies te word, lyk net nie reg nie. Ek meen dit klink so of dit nie reg is nie. Paulus self skryf byvoorbeeld in 1 Korintiërs 13 vers 11, toe ek nog 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Nou dat ek volwasse is, het ek die dinge van 'n kind agtergelaat. So dit klink eintlik snaaks dat Paulus hier sê, terwyl hy daar vir die Korintiërs skryf, dat die dinge van 'n kind is ek mee klaar. Sê hy vir die Tessalonisense, ons is soos klein kindertjies in julle midde. So, wat beteken dit? Wat hy hier gebruik, hy gebruik die woord in 1 Tessalonisense 2 vers 7b, is die Griekse woord nepios. En nepios is a small child above the age of a helpless infant, but probably not more than 3 or 4 years of age. Met ander woorde, 'n nepios was 'n klein kindjie van so 3-4 jaar oud. Met ander woorde, 'n kind wat al kon praat, jy kan al sekere dinge vir hom sê en alsoan, maar hy's absoluut afhanklik van sy ouers of van groot mense. So kan hy op homself, kan hy nie aangaan en 'n bestaan maak nie. Dit is baie interessant dat die Here Jesus sê in Matteus 18 vers 3, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemele ingaan nie. 1 Korintiërs 14 vers 20 sê, wat wees dan kindertjies wat die kwaad aanbetref. So wat beteken dit om te sê ons was soos kindertjies onder julle? Hierdie woord nepios refers to those whose motives are pure, sonder bedrog. Matteus 11:25 sê hy, Jesus, ek loof u Vader, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, maar dat u dit aan kindertjies bekend gemaak het. Nou wat beteken dit?
Beteken dit nou, hoe ek het sien, dit beteken dat dit gaan oor afhanklikheid. Jy erken, al is ek 'n apostel, is ek afhanklik van die Here. Ek is soos 'n klein kindjie. En dit is hoe ek na julle toe gekom het, met absolute opregtheid, met rein motiewe. Jy weet, by kinders is daar nie regtig, daai klein kindertjies, is daar nie iets soos bedrog nie. Daar's nie iets soos vleitaal nie. Daar's nie iets soos verkeerde motiewe nie. Ek meen, hulle is oop en eerlik. Daar's nie geen vleiery nie. Daar's nie gierigheid nie. Dit gaan om nie eer te soek nie. Absoluut. Daai absolute opregtheid van 'n kind. Dis wat Paulus vir hulle sê, man, ons was soos klein kindertjies by julle. Ons was absoluut opreg. Ons motiewe was rein. Ons het vleitaal en enige sulke goed opgehou nie. Ons was werklik onder julle soos klein kindertjies, want ons wou julle gewen het vir God se koninkryk. Ek meen, hierdie metafoor is 'n kragtige verdediging vir Paulus. Dit gaan oor hulle integriteit. Met ander woorde, hulle kon nie iets ingebring het teen Paulus hulle, dat daar enige valsheid in enige iets van hulle beweegrede was, toe die evangelie aan hulle verkondig het en onder hulle gebly het. So, dit is 'n geweldige ding. Soek ons nie vandag, selfs nie net in die kerk nie, maar in die wêreld daar buite, leiers met integriteit. Dit is presies wat Paulus hulle was. Leiers met integriteit, wat hierdie evangelie vir hierdie mense gebring het. En ek glo dis een van die redes hoekom hulle ook suksesvol was en die Here met hulle kon saamwerk, omdat hulle motiewe rein was. Baie dankie, kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons so 'n bietjie om die woord kon vergader. Here, en ons kom na U toe en ons bid dat U ons motiewe ook sal rein maak. Help ons, Here, dat ons niks sal doen uit gierigheid of hebsug of omdat ons menslike eer soek nie, maar dat ons dit sal doen omdat ons U eer in alles soek, sodat U verheerlik sal word in dit wat ons doen elke dag van ons lewe. En Here, ek weet, om dit te bereik, moet U ook verheerlik word in wat ons dink, wat ons eintlik sê en wat ons doen. Ons kan dit nie in ons eie krag doen nie. Daarom wil ons maar net opnuut na U toe kom en bid, Here, dat U dit in ons harte sal werk, dat ons opreg sal wees soos klein kindertjies. Baie dankie in Jesus se wonderlike naam. Amen.